jare gelede toe ek in die huis was, toe het ek het altyd 'n begeerte gehad om 'n verskil te maak. Van dat ek in graad 6 was, daai jare was dit standaard 4. En ek kon nie gaan studeer nie, ek wou graag daai tyd, ek het toe uiteindelik, maar daai jare kon ek nie, want daar was nie geld nie. En my grootste vrees was, dat indien ek by die huis bly, dan gaan ek of opeindig by die poskantoor. Daar's niks fout met die poskantoor, asseblief, ons het hulle nodig, maar my ambisie was groter as om by die poskantoor te werk, verstaan julle? Daar's niks fout nie. My ander moontlikheid, wat 'n groot moontlikheid was dat ek sou op die spoorweë gaan werk. Want my pa was op die spoorweë. En ek het altyd vir die Here gesê, Here, hoe gaan ek het groot geword in die Oos-Kaap, Dispatch. So ek het die begeerte gehad en eendag toe sit ek in die kerk een oggend, toe het die kerk se Christelike jeugaksiegroep, hulle het hulle self Kontak 365, het julle hulle geken? Kontak 365 en hulle het so getoer, jy sluit aan vir 'n jaar en dan toer hulle. So jy toer die land deur, jy doen poppekas, jy doen sendingwerk, jy doen evangelisasiewerk en jy leer nogal basiese goed daar. En ek het hulle so gekyk, hulle was vir 'n week lank in ons kerk, waar hulle opgetree het en hulle het swart en rooi aangetree en ek het so gesit en dink ek, Here, as ek ook net eendag kan gaan. Lang storie kort, ek het 'n geel en 'n rooi temperamentjie. My geel is soos Miriam, ons onderhandel. Onthou julle, sy was maar klein toe sy al onderhandel. En ek het die pastoor het kom kuier by ons huis Woensdag aand en toe my ouers oortuig dat ek moet gaan. My ma het so gehuil. Maar toe moet die geld gekry word om te gaan. Dis 'n ander ding. Daai jare was dit R800 vir 'n jaar, is niks, maar dis baie geld vandag. En so het my pa gesê, ek moenie bekommer nie, hy gaan met die kerkraad praat. Wat 'n wonderlike raad in 'n kerk is die kerkraad. Vir alles al klomp rooi is op, maar want hulle laat die dinge mos gebeur, volgens hulle begeertes. Toe het my pa gevra, toe sê die kerkraad, waaragtig nee, daar is nie geld nie. Ek is 'n kind van die kerk, julle. Ek het kerk toe gaan Sondagoggend, Sondag aand, Woensdag bidure, jeugdienste op 'n Vrydag, daar is nie geld vir my nie. En my pa sê, wat kan hy doen? Hy kom terug, in die agenda gaan hulle het hom nou eers laat uitstap. Hy kom terug en toe hy terugkom, toe gaan die agenda aan en op 'n stadium staan oom Kobus Botha op. En hy sê mense. Ons kan mos nie vir 'n kind van hierdie kerk nee sê nie. As God roeping op haar lewe het nie. En hy staan op, hy sê ek gee die helfte. Is hier enige iemand anders, siende dat die kerkraad nie geld het nie, wat die ander gedeelte gaan gee? En oom van Eyck, Lukas van Eyck sê, ek gee die ander helfte. En ek staan hier vanoggend, omdat daar 2 manne was, wat in my belê het. 2 manne. Goed, ek praat met julle oor wanneer mense groei besighede. Glo julle dit? Ja, 3. Op baksteen. Die Here moet 'n bietjie begin werk, is so goed. Wanneer laas het jy gesien hoe iemand weer glo in hulle eie toekoms net omdat iemand hulle raak gesien het? Wanneer laas? Jare gelede, ek was 'n briljante atleet, meneer, as jy nou so na my kyk, hoe lyk ek vir jou? Nee, jy moet wakker word. Aarde. Luister, dit ou grappie hoor. Ek was 'n briljante atleet, daar was nie geld vir spykerskoene nie, daar was nie geld vir wegspringblokke nie, en ek het groot drome gehad, maar ek het altyd arm gevoel. Want ons was bietjie verskrikkeld finansiëel, maar ons het 'n Morris Minor gery, papa beer, mama beer, 4 klein beertjies, 2 bottels water, want die radiator het altyd oorgekook. So ons is deur daai. Maar ek onthou hoe dat ons geoefen het die een dag, en toe stap meneer Dion Goosen
Hy het kan julle nog die Polly Shorts broekies onthou? Jong, hy was 'n oulike meneer, oulike lyfie, alles. En ek onthou, hy het so met die aflosstokke tussen sy vingers gestaan en hy het so vir my gekyk. Ek het omtrent gesit daar waar julle nou sit. En hy het so gekyk en hy het so aangestap gekom sonder om sy oog weg te draai. Hy het voor my kom staan toe sê hy, Marinda Lenet Beer, beloof my vandag dat jy nooit sal toelaat dat jou omstandighede jou drome steel nie. Julle, dis jare later, terwyl ek het 7 jaar lank studeer. Nie omdat ek gedryp het hier, hoor. Ek het 7 jaar, weet julle hoeveel keer in die 7 jaar wou ek opgee? Maar iewers het hy 'n saadjie geplant en het sy stem voortdurend in my ore geëgo. Want daai 2 ooms het in my geglo, hulle het saad in die grond gesit. Meneer Dion Goosen het my herinner dat ek nooit na my omstandighede moet kyk en toelaat dat my omstandighede God se droom oor my lewe moet steel nie. Want elke keer was dit saad en die brein bære alles mos hier in die agterbrein. En afhangende hoe jy kies om te dink, sal daai saad opkom of dit sal onder die grond bly. Afhangende hoe jy dink. So vandag is daar 'n groot moontlikheid dat jou besigheid dalk God se saadbank van hoop is. Jy kan dalk vanoggend 'n oom Lukas van Eyck wees of 'n oom Kobus Botha wees of 'n meneer Goosen wees. Elke besigheid begin met iemand wat besluit. Iemand wat besluit, God het meer in my gesit en ek gaan spronge waag in die onsekerheid in. Kom ek sê vir julle, julle weet, ek weet, dat om 'n besigheid te begin, het jy geen waarborg vir die tyd nie. Dis 'n saak wat jy nie geloof doen, is ek reg as ek dit sê? Dit is absoluut in die geloof. Dis geloof en harde werk en geloof, die heeltyd. Ek het baie jare gelede, toe loop ek saam met een van my kliënte op hulle plaas, en ek loop so rond, maar die grond is droog, en ek sê van hoorie Pieter, kyk hier sal niks groei nie, en hy gee so giggel, lachie, en hy sê die volgende, jy sien net grond, maar ek sien saad. Wanneer ons na party mense kyk, en dan was, toch, wat is jou kans? Nee. Ja, julle ander kan ook maar bietjie lag. Dit is toch, ek meen, as jy my geken het, ons het onder kan die treinspoor gebly, my ouers was lief vir die Here, hulle het vir ons met waardes groot gemaak, maar ek dink nie enige iemand sou, ek het geglo, niemand gaan in my belê nie. Ek kon daai stadium nie eers Engels praat nie. Dit was my grootste vrees as ek ouer raak, ek kan nie Engels praat nie. Ek het een keer 'n tyddeel ding bygewoon, toe sien ek 'n vrou wat Afrikaans praat en Engels praat, en ek dink, Here, eendag sal ek ook so wil praat. Maar is dit nie wonderlik dat jy hierdie drome in jou het, en hierdie begeertes in jou het, en dan besef jy, maar om daar uit te kom, moet ek iets doen. Ek moet Engels leer, ek moet meer Engels praat, ek moet harder werk, ek moet goed doen. Maande later ry ek toe nou by daai, ek in Reinhard ry by daai plaas verby, en toe so verby ry, toe kan jy sien hoe groen is die land. Maar vir my het dit gelyk asof daar niks kan gebeur nie. Ek wil hê jy moet nooit na mense kyk, na hoe hulle lyk nie. God sê vir Samuel, nee, dit is nie een van hierdie nie. Dan sê God, ek kyk nie na die uiterlike nie, kyk na mense se hart. Weet julle hoe baie mense is daar buite wat geleenthede soek, wat net 'n geleentheid soek. Ek werk nou met 'n vrou wat net sê, Lenet, gee my net 'n geleentheid. Ek het. Suksesvolle mense sien nie wat is nie, hulle sien wat kan wees. Al lyk goed hoe onmoontlik. Isak saai in droë grond, ek lees vir jou. Genesis 26 vers 12. En Isak het in daardie land gesaai, en in dieselfde jaar 100voudige oes. Hoekom?
want die Here het hom geseën. En hier is die saak wat belangrik is die woord sê, God se oë deurgrond die aarde en hy soek, en dit is nogal vir my hartseer, want as jy soek beteken dit, jy kry dit nie sommer nie. Hy sê, sy oë deurgrond die aarde en hy soek hulle wat rein van hart is. Hoekom? Want hy wil jou seën. Is dit nie mooi nie? So die enigste voorwaarde vir God om jou te seën is dat jou hart moet rein wees. Jou gesindheid moet opreg wees. En dan sal hy jou seën. En dan moet jy iets van geloof en van hoop ook weet. Maar wat het gebeur met Isak? Isak het gesaai in 'n tyd wat dit droogte was. Ons wil net belê in dit wat ons kan sien, wat ons naam gaan goed doen. Is ek reg? Want ons het mos maar 'n naam ook, né? Ja, nie so skynheilig wees hierso nie. Draai bietjie daai water vir my oop, asseblief. Jy sien, maar God het dit vermenigvuldig. So dit maak nie saak hoe droog en hoe onmoontlik mense lyk vir jou nie. Moenie na hulle kyk hoe hulle lyk nie. Geef hulle hoop. Want jy sien, waar hoop groei, groei besigheid. Ek het al baie goedjies gedoen en ek is besig weer met nuwe goedjies. Want die Heilige Gees, weet julle, ek wil vir julle sê, wanneer ek bid ek met my oë toe. Ek kniel ook, ek is nou jammer as ek nou van die ouer mense teleurstel. Ek sit op 'n stoel in die winter in my studeerkamer en die somer buite en dan is daar so 'n ander stoel daar, dan staan ek op, maak my koffie en sê, dan praat ek en sê, Here, môre Here, dankie vir 'n nuwe dag. As ek sleg geslaap het, sê ek, Here, ek het so sleg geslaap. Dit is soos 'n gesprek wat ek met die Here het. Weet jy hoe opwindend is dit? Weet jy hoe opwindend is dit? As jy daar klaar opstaan, jy's reg vir die dag, want jy het nou tyd gemaak met die Here. En terwyl ek daar sit, het die Here vir my wonderlike, nuwe goed, saad in my hart gesaai, nuwe goed wat ek doen. Maar dit gaan nie oor my mos vanoggend, dit gaan oor julle. Daar's 'n vrou in Pretoria Wes. Sy het sop begin maak, sy self kry swaar. Toe begin sy sop maak vir 3 kinders. En toe hoor 'n vrou van dit, toe maak die ander vrou sop. En toe hoor 'n ander vrou van dit, toe maak die ander vrou sop. En binne 'n maand was daar 10 vroue. Sop vir jou rakker. Daar was 10 vroue, elkeen met hulle eie pot sop. Elkeen in hulle eie straat, hulle eie adres. Elkeen wat opstaan en hoop uitdeel vir ander mense. Een vrou het dit begin, net vir 3 kindertjies. Nou is dit so 'n groot besigheid wat hulle het. Sy het nie net sop gemaak nie, sy het waarde gegee. Sy het werk geskep en sy het geloof geplant sonder om eers te preek. Het is nie die groot goed wat ons doen nie. Begin klein. Ek onthou toe ek begin het, was dit klein. Was baie klein. Ek onthou mense het my genooi en gee hulle vir my 'n holieskaart met R100 op. Want dan dink ek, Here, ek kom bedien hier, R100. Ek het duisende verdien. Ek moes my huis later aan uittrek en by mense gaan bly. Want jy sien, daar is altyd 'n prys om te betaal om te groei. Ek wens ons het tyd gehad om elkeen van julle se storie te hoor, want jy kom nie net iewers nie. Jy begin klein en dan groei jy. Maar God seën elke mens wat uit hulle, nie noodwendige oorvloed nie. Ek praat ook nou nie van tiende nie. Luister nou gou mooi vir my. Hierdie is nie 'n tiende saakie. 'n Tiende behoort aan die Here. Hy sê, maar wanneer jy ekstra gee, dan maak hy die vensters van die hemel oop. Ek het vir Frandelie geken. Okay, dit gaan sleg met haar. Baie. Vele, ek voel in my hart, ek moet hierdie vir julle vertel. En nou ek was in die koöperatiewe, ek was arm en toe seën die Here my en ek verdien baie geld. En is asof voor my ma se dood sê sy vir my, wat gaan jy eendag vir die Here sê dit net? En mamma, jy is trots op jou en papi en
Maar wat gaan jy vir die Here sê? En na my ma se dood, toe die Here regtig met my gewerk het, toe bedank ek as direkteur waar ek baie geld verdien het. En toe ek bedank, toe begin ek met Seeds of Inspiration, toe begin ek. Maar dit het moeilik gegaan, want my geld het my 'n jaar gedra, my spaargeld. Daarna het ek nie geld gehad. Ek kan op 'n stadium nie parkeer het in parkeerareas nie. Ek wil vir jou 'n beginsel hier leer. Wanneer dit met jou sleg gaan, gee jy nie op nie, jy hou aan. Jy skaal af. Jy kanselleer jou DStv en sulke goed, verstaan? Ja, maar nie kerm. Ek dink ek roof kyk op hierdie stadium, maar die Here seën my ook met daai mense. Weet julle wat het gebeur? Ek is in Franelille se kerk en ek het regtig geld nodig. Regtig. En terwyl ek daar is, kom 'n vrou met 'n blou jas na my toe en sy praat met my, sy seën my, sy gee vir my 'n profesie. En ek ry, maar hulle gee my so 'n pak geld. Wat? Want hulle laat ek so 'n pak geld gehad. Wie van robot tot robot tel ek? Ken julle dit? Wie ken dit? Jy kan nie wag om by die huis te kom te tel. Jy tel hom so van robot tot robot. Jy's eintlik vies as hy liggroen slaan. Nee. En ek tel en is R3000. Dis baie geld en ek kom by die huis. En dis asof iets my sê, jy moet daai geld vir daai vrou met die blou jas gee. Ek sê, Here, ek ken mos my omstandighede. Wie ken dit beter as u? Julle, ek kan nie eet nie. Ek het geëet, maar dis asof dit my die hele tyd pla. Ek gaan vat my middagslaapie. Maar as ek omdraai, dan dink ek aan die vrou met die jas. Ek bel later aan vir Frannelie. Ek sê, Frannelie, wat is hierdie vrou se ek sê nou nie van wat ek gaan doen nie. Ek wil net weet wat is haar nommer. Ek bel die vrou. Ek sê vir die vrou, hoorie, ek hoop ek gee jou aanstoot nie. Maar ek dink nie so nie, want ek dink die Heilige Gees dwing my om vir jou iets in jou rekening in te betaal. Sy bly so stil. Ek sê, jy daar? Sy sê, ja. Sy sê, kan ek vir jou vra hoeveel? Ek sê, ja. R3000 sê ek. Ek wou nog 'n bietjie terughou. Ek het 'n bietjie gewag voordat ek geantwoord het. En sy is stil en die volgende oomblik hoor ek hoe snik sy. Sy sê, Lenet, môreoggend 8uur, as ek nie R3000 betaal, wat ek agter is op my huur nie, dan kom sit hulle 'n slotjie in my deur. En ek doen werk vir 'n kerk, die man is baie op televisie, hy's ook 'n aantreklike man. Hy's grys, wat is sy naam? Nee man, hy's baie op televisie, hy's baie 'n bekende kerk, hy's 'n pastoor man. In elk geval, daar in Stellenbosch. Ek is daar bespreek en ek vra hulle net R12.000 vir die hele naweek. Dit was regtig baie min geld. Want dit was hele naweek. Hulle stuur vir my 'n e-pos. Hulle sê, moet ons jou R12.000 betaal? Ek dog sulke rakkers. Hulle het soveel geld. Hoorie wat gebeur? Hoor gou wat gebeur. Ek kom maar doen die naweek. Hulle gee nie my geld nie, maandag nie, dinsdag nie, woensdag nie. Donderdag sit ek in 'n restaurant en ek hoor ping. Raai wat betaal hulle in? R30.000. As die Here met 'n mens praat, gee jy. Want God is mos soewerein God. Hy toets jou. En as hy sien jy doen, dan seën hy jou met oorvloed. Hy seën jou met goeie mense. Hy seën nie net met geld, hy seën jou met gesondheid. Wat doen jy op hierdie oomblik om hoop te gee? Is daar iemand in wie jy belê? Ek het so ruk terug, hele paar jaar terug, ek het so 4 studente die Here op my hart gelê, die Here het op my hart gelê, ek moet in studente belê, jong kinders, deur die universiteit. En een dag toe, die laaste een, toe sê ek vir die Here, toe bid ek ook al buitekant, toe sê ek, Here nou, daai rakker het nou altyd kontak met my gehou, nou het sy klaar gegradeer, nou hoor ek niks van haar nie. Ek hoor niks. Nou is ek half emosioneel, geel emosioneel. Nou hoor ek duidelik in my gees hoe die Here vir my sê, luisterie, sy is nie in jou lewe vir jou nie. Jy is in haar lewe vir haar. Maak vrede. Ek sê, Here, ek is so jammer,
bid 'n gebed van vergifnis, dat ek nou so is, so. Jy weet, so. Ja, ek het jou gehelp, en kyk wat maak jy met my? Ek wil nou vir jou sê, die Here het my so verlos, as ek mense help, en hulle gebruik die geld, om 'n kar te koop, as dit ook maar reg. Want hulle gaan voor God rekenskap doen vir die geld wat ek in hulle beleed. So hou op met hierdie stories van, nee, ek gee nie, want daai mens, hou op. As God op jou hart lê, dan gee jy, want God sal met daai persoon werk, as hulle met jou geld verkeerd werk. Is dit nie? Luister julle, dit was die maandag, woensdag, toe vra sy, kan ons ietsie gaan eet? Nou is die verhouding reg, maar die Here het my eers getoets. So moenie verwag as jy iets gee, om iets terug te kry nie. Jy is dalk net, jy is daar vir daai een, hulle is nie daar vir jou nie. So, dalk, as jy vanoggend hier, omdat die Here vir jou vra, gaan jy iets doen? Kan jy iets doen? Wanneer jy jou hand oopmaak om te gee, en dit het Frandelie my geleer, wanneer jy gee, verlaat die geld jou hand, maar nooit jou lewe nie. Verlaat net jou hand. En dan, hierdie oggend vir oggend gaan oor, ons wil mense help, ons wil mense hoop gee, ons wil mense weer laat leef. Die lewe gebeur met ons almal. Jy weet nie alles wat met 'n mens gebeur, het jy voor gevra nie. Dit gebeur goed. Mense wat gehaat het, het nie meer nie. Mense wat nog altyd wou hê, het nooit 'n geleentheid gekry nie, want niemand het by hulle gestop nie. Niemand het gesê, ek glo in hierdie kind van hierdie gemeente nie. En ek gaan in haar belê nie. Niemand nie. Dalk kan jy in iemand belê. Saad is nie skemas nie. Wie gaan geld gee? Wat is die plan? Kan ek net die strategie eers kry? God werk nie in skemas nie. God werk in sade. Maar een ding van Shalom is, hulle het altyd 'n plan. Hulle werk altyd met 'n plan tot voordeel van die koninkryk. Ek staan vanoggend hier en as gevolg van hierdie mense het hulle vir my groot deure oopgemaak. Ek onthou Lorenz, maar kan jy dit onthou, moes by 'n groot konferensie praat wat die president van die kerk vir hom hierdie geleentheid gee. Vir wie gee hy daai geleentheid? Vir wie? Vir my. Wat 'n voorreg om by die kerk se konferensie waar daar honderde ander pastore is, gee hy die verhoog vir my. Mense met harte. Maar het hulle gebruik my gereeld. Ek is bekend aan hierdie gemeente. Ek moet nog net my lidmaatskapvormpie invul. Hulle weet ek toer baie. Klein saad word 'n woud. Gaan kyk na 'n woud. Waar het begin? Dink julle daai boom het so groot begin? Dit het met 'n klein saadjie begin. Ek het klein begin. Baie van julle wat hier, almal van julle wat hier sit, wat besighede het, julle het klein begin. Klein saadjie wat God 'n woud gemaak het. En nou sê God, vat 'n bietjie van jou saad. Dan help jy iemand anders om met sy eie woud te begin. Wanneer jy gaan saai in hierdie program, indien jy so besluit, plant jy wat jy nie self gaan oes nie. Jy moet dit nou maar weet. Jy gaan dit nie oes nie. Maar die gemeenskap gaan dit oes. En die land gaan voordele hê. Hy wat saad gee aan die saaier, sal ook brood gee tot voedsel. Jy gaan dit nie sien nie. Jy kan dit nie sien nie. Hoeveel keer as jy nou 'n besigheidsman het en jy het mense geseën, 'n borgskap gegee, kom mense terug en hulle sê vir jou oor en oor dankie, doen hulle dit. Jy weet nie eers wat hulle regtig met die geld gemaak het, maar jy het dit gegee. En God het gesien dat jy dit gegee het. En dit is al wat vir God belangrik is. As God jou vertrou met saad, saai dit in mense. Want mense is vir God belangrik en God gebruik mense om ander mense te help.
Jy kan nooit 'n fout maak om in iemand te belê nie. En indien jy jou geld in iemand gesit het, en daardie persoon het nie die draai gemaak wat jy graag sou wou sien nie, moenie teleurgesteld wees nie. Jy het jou deel gedoen. Daardie persoon sal dan rekenskap voor God gee. Maar jy gee met 'n blymoedige hart, en jy gee met geloof, want in die gee jy hoop. Jou saad in die grond van ander mense, maak jou eie grond sagter. As God mos sien hoe jy gee, dan gaan God jou mos seën. En dan raak jy meer vrugbaar. Maak dit sin? God sien mos jy gee. En onthou, ons gee nie noodwendig uit ons oorvloed nie. Soms gee jy wat jy nie het nie. Soms gee jy uit 'n oortrokke fasiliteit. Ja, ek het al geleer, hierdie mense met hierdie mooi karre, want nie dink hulle het baie geld nie, hulle het dalk 'n oortrokke fasiliteitjie, nee baksteen. Wat maak dit saak, mense? God gee vir jou krediet sodat jy 'n oortrokke fasiliteit kan gee, en ek motiveer glad nie skuld nie. Glad nie. Maar as jy nie bedryfskapitaal het nie, en jy gaan in geloof, en jy werk hard, dan sal jy daai oortrokke fasiliteit afleef. Ek sou nie kon staan as ek dit nie gedoen het nie. Ek is jammer, ek het net daai besigheid sin om dit anders te doen nie. Maar die Here seën my steeds, sodat ek ander kan seën. Want as jy wag totdat jy het, gaan jy dalk nooit gee nie. Jy gaan nooit gee nie. So jy gee in geloof, belê jy. In geloof sit jy saad in die grond. Die oop hand, en ek sluit af met die oop hand. Jou hand het 5 vingers in 1 palm. Hulle is perfek gevorm. Met daai hand kan jy vat, en vat, en vat. Met die hand kan jy gee. Saai. In geloof. En in die saai jy hoop, en mense kan oorbegin. 'n toehand hou vas, maak 'n vuisie. Wat sal jou dit laat doen? Vrees. Nee, ek kan nie gee nie. Ek het self nie genoeg nie. Ek kan nie. Ek gaan het vashou. 'n oop hand, vertrou, daar is genoeg. Ek doen wat ek kan doen, verantwoordelik, en God doen wat ek nie kan doen nie. Wanneer ek my 10de gee, gee ek wat in elk geval aan God behoort. Wanneer ek ekstra gee, dan maak ek die vensters van die hemel oor my oop. 'n uitgestrekte hand. So. Kom, laat ek jou help. Kom, laat ek jou help. 'n uitgestrekte hand word 'n brug tussen hemel en aarde. Jy bou die brug. Ek was baie bevoorreg om maandag en dinsdag by SA Peanuts te wees. Ek moet vir julle een ding sê. Die Here seën daai man, maar wat is die geheim? Hy seën en gee graag, hy het 'n oop hand. Hy sit so, hy sê vir my, Lenet, wat kan ek doen om jou bediening te seën? Ek kyk hom so, ek sê vir hom, Alfons, belê in kinders. Hy reël net daar, gister 12 uur toe sien ek die skoolhoof, ons doen 'n hele program, toets die ouers, toets die onderwysers, toets die kinders, leer die onderwysers hoe om in verhouding te staan, leer by die kinders, die ouers, die kinders met die onderwysers, hy borg alles. Net God doen sulke goed. Hy het jou geseën om 'n kanaal te wees. Elke maand, wanneer jy daai geld kry, sê die Here, ek het jou geseën, ek het jou harde arbeid gesien, ek het gesien hoe jy laat werk, daarom seën ek jou. Wil jy nie ook maar 'n kanaal wees om iemand anders te seën nie? En dan, wanneer 'n gemeenskap hoop kry, word die gemeenskap soos 'n ma.
Wat gebeur? Sy werk, sy voed, sy dra en sy bou. Toe ek hoor, toe Mariet met my praat oor hierdie projek wat hulle wil doen, dis 'n jy gaan nou met hulle praat oor dit. Dis 'n ongelooflike projek. Dis anders as al die ander projekte, kan ek nou vir julle sê. Dit het my hart gegryp. Want wat ons doen, ons gee 'n ma vir die gemeenskap. Ons gee mense wat gaan werk, wat ander mense sal kan voed, wat ander mense weer sal kan help en wat ander mense sal kan bou. Hoop gee geboorte aan moontlikhede. Hoop. So wanneer jy gee jy iemand hoop. En daai hoop word 'n moontlikheid en 'n nuwe lewe vir iemand anders. Jou besigheid doen meer as om besigheid te doen. Wat doen dit? Dit dra hoop, dit skep werk en dit bou mense op. Mag jou besigheid die plek word waar hemel en aarde ontmoet en waar hoop werk kry. Baie dankie. Baie dankie Lenet. Ons is so bevoorreg om haar as deel van ons lewe te hê en soos sy sê, ons stap al baie jare die pad saam en ons het so baie geleer by haar. Baie dankie. So ek staan vanoggend hier voor julle om vir julle Deo for Rescue bekend te stel. En ek weet pastoor Eddie het by die besigheidssel het hy vir julle al genoem van dit, maar dis iets wat regtig al vir baie jare in my hart brand. En ek het altyd vir Lorensie sê dat my hart is dat ons mense help om op hulle voete te kom. Maar nie net, ons weet die behoefte is so groot en ons kan kos gee en ons kan die behoefte ontmoet van waar dit daar is. Maar daar's meer en dit is regtig wat my hart en my begeerte en my droom was. Dankie. Wat ons met Deo for Rescue wil bereik. So ek wil vanmôre vir jou sê dat ons is regtig die krag van een lewe wat ons kan verander, is waaroor dit gaan. As ons net by een persoon 'n verandering kan maak, dit is wat vir ons die verskil vir ons kan gee. So hoe gaan dit werk? Ons is eenvoudig, maar dit is kragtig. So hierdie droom het jare al in my hart gebrand, laat ons het mense kry om op te staan. So ons het onlangs het ek 'n ruk terug al begin met dit, maar ons het onlangs ons nodige kwalifikasies en sertifikate en goeders gekry om dit aan die gang te kry. So waaroor gaan dit? Om nie net mense te help nie, maar om hulle te help om op hulle voete te kom en geleenthede en hoop vir elkeen van hulle te skep, sodat hulle op die einde van die dag iemand anders te kan help. So wat wil ek vandag vir jou sê, dat ons kan met een lewe herstel, raak ons 7 ander mense. So hoe gaan dit prakties werk? Deo for Rescue werk gaan ons op 2 vlakke werk. So ons gaan die behoeftes ontmoet van daai onmiddellike behoeftes. Somstyds is mense net onder sulke geweldige druk dat hulle net nie kan sien nie. Die mense met wie ek nou te doen gehad het, is ek sit met mense wat regtig deur geweldige arme omstandighede kom, en soos hulle net vertel het, jy weet, jy word amper groot in daai mindset van, maar ek gaan nie op my voete kan kom nie. Dan is hier ander mense wat die lewe het hulle net 'n harde hou gegee. Dis gegradueerde mense wat net alles verloor het. So die potensiaal is daar. Ons het besigheidsmense wat net 'n nok gevat het en hulle is totaal moedeloos op 'n plek wat hulle nie kan kry nie. So wat gaan ons doen? Ons sal graag 'n kanaal wil skep wat ons sê ons reike hand uit. Mense wil nie partykeer noodwendig altyd gehelp word dat hulle nie sink nie, maar hulle het 'n hand net nodig dat jy hulle net kan optel. En dit is wat ons wil doen. So wat ons gaan doen is ons gaan onmiddellike drukpunte gaan ons verlig. So daar gaan 'n platform wees vir iemand wat dringend hulp aan hulle karre nodig het, iemand wat dringend 'n doktersafspraak moet kry, goed wat ons vir hulle moet reël. Ons skep ook 'n kanaal waar jy anonieme skenkings kan gee. En dit is waar Care ook inkom. Of selfs as daar iemand is wat jy wil help, kan jy deur Deo for Rescue kan ons vir jou die anonieme kanaal skep wat ons gaan gee, en dit is ons ook ander organisasies gaan werk. Maar wat maak ons uniek? En dis wat ek vandag met julle oor wil praat. Ja, ons het 'n artikel 18A, wat beteken dat jy kan dit eis vir belastingvoordele, en soos wat Neil nou die oggend by die besigheidssel ook gesê, dis nie net vir besighede, en in jou privaat hoedanigheid kan jy ook daai geld terug eis. Maar wat is die niche wat ons het? Ons volgende vlak, behalwe die onmiddellike behoeftes wat ons wil ontmoet, het ons 'n transformasieprogram wat ons met hierdie mense wil stap vir 6 maande. Wat ons daai persoon vat en in 6 maande 'n hele
pad met daai persoon stap om die hele verandering te bring. En dis waar die NeuroCoach program gaan inkom. En wat dit so uniek maak is dat ons het meetbare assesserings wat ons gaan gebruik, wat ons presies kan bepaal van waar is 'n persoon nou, wat is sy funksionering, wat is die tekorte, wat is die potensiaal wat reeds in hom is, wat net nie ontwikkel is nie, en ons stap 'n pad van neurocoaching, ons gaan sit en ons werk 'n hele strategiese plan uit, want elke persoon gaan uniek wees. Daar gaan party persone wees wat ons dalk moet help net om hulle eers uit die skuld uit te kry. Dalk is daar die behoefte van kos wat die grootste behoefte is. Dalk is daar 'n kind in die huis wat dringend iemand professioneel moet sien wat ons mee moet help. En dan skop die hele proses in wat ons hulle denkpatrone. Lenet het ook vroeër genoem dat as ons nie ons anders te gaan begin dink oor goed nie. En dit is waar ons daai hele transformasieproses aanhaak om te sê maar ons wil jou verander. Want die doelwit is, na 6 maande, wil ons hierdie persoon herevalueer, wat ons op meetbare instrumente kan sien, hierdie persoon het ontwikkel, hy is op 'n beter plek, maar ons wil ook sy omstandighede so verander het, dat ons hierdie persoon op 'n beter plek dan kan sit. So die tweede deel van hierdie program, die NeuroCoach is die een deel, gaan dan ook oor die purpose coaching gaan. En hierso wil ek net vir Baksteen vra om vir julle bietjie te kom meer vertel oor hoe daai deel van die program gaan werk. Baie dankie, goeiemôre. Jy weet dat elke mens het 'n doel op die aarde. Kom aan nou purpose en doel klink eenvoudig nie dieselfde nie, né? As jy net dink aan die woord purpose, jy gaan sien daar's 'n paar woorde op daai ding en daai is almal akronieme, maar die woord purpose staan vir precise, unique, real plan of significant existence. En ek wil net gou vir 'n oomblik dink aan jouself as mens. Jy's precise, jy's uniek, daar's niemand lyk soos Kobus nie, niemand is so kort soos ek nie. Kyk gou 'n bietjie mooi na my. Kan jy sien my een oor is hoor as die ander een? Jy is verkeerd, die een oor is laer as die ander een. Ek het blomkoolore. Ek sleep my tong of ek stoot my tong en ek praat te vinnig, al hierdie goeters, maar ek het besef dat God het 'n plan met my, hoe ek uniek is, en so ook jy in jou besigheid. Maar nou sit ons met mense wat se lewe uit mekaar uitval, en die eerste leen wat hy glo, is God het hom so gemaak. Julle kan bietjie saam praat vanoggend. Nee, maar is nie so nie. En toe kom ek agter in my eie lewe op die ouderdom van 52, eintlik so 'n bietjie voor dit, sit ek eendag by ou oor 'n loopbaanbesluit, en hy sê vir my, vra my hierdie vraag, Baksteen, wat is jou purpose statement? Ek skrik my oor 'n mik. Come on. Kerk het missies en visies, maar wat is die persoonlikhede in jou lewe? En hy sê vir my, hierdie gesprek is verby, tot jy jou purpose statement het. Nou eerstens wonder ek, waar kry ek dit? Nou, dink bietjie, waar kry jy jou purpose statement? Hoekom is jy hier? By die Here. Ek sê, Here, ek wil hierdie ou my help oor 'n loopbaanbesluit, maar ek het nie 'n cooking clue lyk dit nie. Wys my asseblief, wie is Baksteen en hoekom is hy hier? Ek bel hom die volgende oggend, ek sê vir hom, dit is Lourens Swanepoel. Ek sê vir hom, hoorie Lourens, wanneer kan ek jou weer kom sien? Hy sê, dit is ons duidelik, ek het vir jou gesê, wanneer jy jou purpose statement het. Ek sê, ek het hom. Hoor gou my purpose statement. So okay, as ek in Engels vir jou sê, I'm a versatile building block, uniquely created to discover and develop potential, aesthetic appeal and durability, facilitating a process of purpose, encourage, inspire, coach and connect people to God. Come on. Daai sê iets, toe ek dit sê, Jesus, kom soms so huppel in my stappie, verstaan jy, en as ek elke dag vir my sê, weet jy wat gebeur, my hele liggaam kom in lyn met dit wat God vir my het, en toe het ek nog 'n skrif by dit, en die skrif vir die fondasie van dit is, you will raise up the foundation of many generations, you will be called the repairer of the breach and the restorer of the roads to dwell on. Nou dink bietjie aan my naam Baksteen. Come on, ons bou. So wat begin ons met? Ons begin by 'n plek waar ons hierdie ou die notification kry. Nou notify is 'n akroniem wat sê, note down the notification.
Nee, en ek het hierdie gekry by Josua, waar die Here vir Josua sê, my dienaar Moses is dood, gaan jy nou neem die land in besit. Elke plek waar jou voet neersit, gee ek vir jou 'n hele 10 verse. Die tweede een is observe or obey the notification. En baie van ons, die oomblik as God my praat oor my lewe, is daar die gehoorsaamheid wat ek moet doen om dit te doen, maar ek het nodig om dit te observe. En toe ek hierdie goed kry, die volgende punt is is think about the notification. Toe besef ek dat ek het nodig om my denkpatrone te verander. Want ek kom deur 'n stelsel. Jy is my ongeredde stelsel, sal jou hare laat ry, so ek groot geword en sekere dinge gedoen het, wat ek gedink het purpose is, wat nooit daar was nie. Toe besef ek het nodig om my denkpatroon te verander oor sekere kontekste. En die eerste staan vir interact with the source with questions. Want nou kry jy die notification, jy moet nou dit doen, en nou hoe doen jy dit? Ek het nodig om by God te hoor oor dit. En dan is dit die F, wat baie ouens mee gebeur, is fight the fear of failure. En nou sit ons met mense voor ons, hy is waar hy is, en hy wil nie verdere kanse vat nie, want hy is bang, hy misluk weer. En sy mislukkings het gemaak, dat hy aanhou meer voel, hy is 'n failure en failure en failure. En in ons proses help ons hierdie ou om smart te fail. Dus ons rig hierdie ouens op, en dan die ei van al hierdie goed is, gaan oor you should, en my hele program praat ons oor the whys of life. So met hierdie mense wat ons nou doen, ons vat hulle op die eerste 4 fases, en jy gaan sien daar's 'n 5de een in die middel, wat 'n transformasie is, waar ons na die 6 maande hulle verder vat. Maar dan sê die prophesy, en ek weet die oomblik as ons prophesy sê, klink dit amper soos prosperity. 2 vloekwoorde in 'n tyd soos vandag, maar die eerste P is pay attention to what you see. En ek het agtergekom dat mense kyk uit die oë van hulle verlede uit. En ons help ons met dat. En dan die R staan vir rediscover potential. Ek en jy weet daar's potensiaal in elke mens. Daar's potensiaal in jou besigheid. Nou wonder ek van julle wat vandag hier sit, het jou besigheid 'n purpose statement? Het jy 'n purpose statement? Lenet het nou so mooi gehelp. Dis meer as nou en is meer as jou. En wanneer ons met baie mense werk wat down and out is, besef ons daar het gekom op 'n plek waar hy net oor homself kan dink, want hy wil net survive, man. Hy wil net vir sy kinders kos op die tafel sit, en baie keer dink hy nie is hulle kinders nie, want hy's vasgevang in sy eie omstandighede. Die ouens observe the detail, en waarmee ons hierdie ouens help, eerstens begin ons met die proses wat Marie het gesê het van die assessering. Ons vat 'n ou waar hy is, maar weet jy wat, net soos die Here, ons kan nie 'n ou los waar hy is nie, maar observe die detail waar jy daar is, en dan die P staan vir prophesy to the need. Ander woorde, spreek God se woord, en ek en jy weet, as ons in purpose stap, kan ons nie anderste as om die Here te raadpleeg in daai ding nie. Ek wil gou vir jou vra, as ons dink aan calling, met mense jou calling bevestig. Ek wil vandag vir jou vra, wie het jou geordineer vir jou purpose? En wanneer ons konings het ons die sertifikaat teen ons meer pastoor of BSc van daai graad, of dit is teen die muur. Maar weet jy dat jy 'n sertifikaat het vir jou purpose? En enige mens het dit, en weet jy wat is daai sertifikaat? Jou geboortesertifikaat. Want die Bybel leer ons voor die grondlegging van die aarde, het ons wonderbaarlik in ons moederskoot gevorm, en hy het ons by ons naam geroep, en hy ken elke deeltjie van dit. En dan die H is dan vir hear God's voice, die E is establish substance, en die S is spot the movement. Weet jy wat nadelig vir baie ouens? Hulle sien nie die vooruitgang, hulle sien nie die verbetering goed wat hulle doen nie, want hulle kyk vas in omstandighede, en ons help hulle met hierdie hele proses, en ons het occupy, gaan het observe opportunities, en die paar goed raak, en daar's die ene van ons doen in hierdie 6 maande, is solidify. Dis om hierdie ou standvastig te maak, sodat hy kan begin beweeg in dit wat God vir hom het. So ons kom belê holistiek in mense, en ek wil hê jy moet vandag besef, dat presies hierdie proses, wat in mense wat nodig is in my en jou ook nodig. En daarom as ek besef wat is my doel op die aarde, kan ek 'n verskil maak. En want so hier ouens kry die ou mens by die plek waar hy kan multiply, waar hy 'n legacy kan los om 'n verskil te maak in mense se lewe. Baie dankie. So,
Julle hoor wat ons hart is vanmôre is nie net, ja, ons gaan die onmiddellike behoeftes ontmoet. En ons gaan, want ek bedoel, hier's ou mense wat inry en hulle karre is gedaan, dat ons dink, joh, ons moet net hierdie ou mense help, en hulle karre reg kry, ons moet hulle bande opsit, of ons, hierdie mense het 'n behoefte aan krag of petrol, maar hier's meer. Die uniekheid, die niche van wat ons wil doen is gee vir ons die geleentheid, en dis hoekom julle almal vanmôre hier is, wat ons vir julle sê, gee vir ons die geleentheid, dat ons hierdie platform kan gebruik. So die vraag is vanoggend, hoe kan jy betrokke raak? Eerstens is om jou professionele vaardighede of jou dienste vir ons beskikbaar te stel. Ons gaan met 'n wye platform van mense werk. So daar's party mense wat dalk net 'n konsultasie nodig het. Hier's iemand wat 'n gespesialiseerde afspraak nodig het. Hier's kinders wat dalk terapie moet kry. Jy weet, hier is iemand wat dalk 'n prokureur moet gaan sien vir raad en vir advies. Hier's iemand wat dalk net begeleiding moet kry rondom. So as jy in 'n professionele beroep staan, wil ons vra, kom bied vir ons jou dienste aan wat ons voor dit kan gebruik. As jy 'n vaardigheid het, maar weet jy, ek kan motors herstel, ek het hierdie besigheid wat hierdie diens geleer, ek kan 'n dame vat en ons kan 'n make-over op haar doen, kan ons vir jou hierdie platform gee om dit te doen. En dan die tweede een is ook om finansiële ondersteuning dan te kan gee. So ons het gaan sit en bereken dat om 'n persoon deur hierdie 6 maande program te vat, gaan ons min of meer, en dis baie konservatief bereken, R25,000 nodig hê. So jy kan kom en sê, luister, maar ek wil iemand borg, of ek wil net deel wees daarvan, om iemand hierdie geleentheid te gee, laat ons hulle dan na 6 maande op hulle voete kan kry. En jy kan Due for Rescue ook net as 'n deurvloei anonieme kanaal gebruik. Soos wat ek al reeds gesê het, as iemand op jou hart lê, kan jy ons sien, en daar's natuurlik T's en C's daar verantwoordelik. Jy kan met Isabel praat, gaan sy vir julle 'n bietjie meer inligting rondom dit gee. So hoe gaan dit werk? As jy uitstap, is daar op klein besigheidskaartjies wat ons bankbesonderhede op het. As jy belangstel in die artikel 18A sertifikaat, die e-pos is daar op wat jy vir ons kan stuur as jy dit nodig wil hê. Daar is vorms wat ons wil hê, jy moet vir ons invul, as daar van jou vaardighede of jou kennis is, of in jou besigheid of in jou veld waarin jy beweeg, dat jy sê, maar ek het vaardigheid wat ek kan gee, en dan is daar ook pamflette wat bietjie meer inligting gee rondom dit. So ek wil vanmôre vir julle sê dat Due for Rescue is nie net 'n projek nie. Dit is regtig waar ons vir mense wil kom hoop gee. En wil jy betrokke wees om vir mense te kan hoop gee, want een herstel begin jy, as jy een herstel, begin jy 'n beweging, en wanneer jy een gesin versterk, bou jy 'n gemeenskap, en as jy een gemeenskap bemagtig, verander jy 'n nasie. So hier is 'n platform wat ons met dit kan doen. En as jy ook 'n dalk sit jy met 'n vriend, of in 'n besigheid of in 'n privaat hoedanigheid, wat jy voel, maar weet jy, hierdie persoon kan op goeie grond belê, wil ek jou ook aanmoedig. Vat 'n kaartjie vanoggend, druk hy kaartjie in sy hand en sê, hier is vir jou goeie grond om op te belê. Lenet, wil jy nie net vir ons kom oprap en dan die mense vandag? Ek dink ons grootste uitdaging is die manier waarop 'n mens dink. Kyk, die eerste 7 jaar van 'n mens se lewe was krities belangrik. Want in daai tyd is jou neurobane gevorm. En 'n mens se agterbrein is eintlik nie jou vriend nie. Want alles wat met jou gebeur het jou brein foto's geneem, stemboodskappe geneem, dit het videoetjies opgeneem en het perde dit hier. En jou middelbrein is 'n emosionele brein. En hy is 80.000 keer vinniger as jou voorbrein. Maar jou voorbrein is die belangrike brein. Dis die brein waar jy nou heen moet gaan. Want die voorbrein is waar jy alles wat jy hier gehoor het verwerk. Maar jou voorbrein het 'n lop in. En ongelukkig, omdat hierdie brein 80.000 keer vinniger is as die voorbrein, neem ons besluite hier. So moontlik sit jy daar en dan dink jy, maar ek het al gegee, ek kan nie nog gee nie, of want ek het al gegee, want jou agterbrein stuur nou vir jou boodskap na jou middelbrein toe. Dan moet jy net daar vir 'n oomblik stop, want jy het van hier jou emosionele brein tot by jou voorbrein, het jy 5 sekondes nodig. Jy moet net die inligting wat jy nou hier gekry het, moet jy oorstoot vorentoe en dit hier verwerk. Nou dalk sit jy hier en jy is nou baie kundiger en jy dink, hulle net, het werk eintlik anders. Het gaan nie oor dit nie, dit gaan oor, wat gaan ek maak met hierdie inligting? Wat gaan ek maak? Want ek moet net dit oorstoot vorentoe. En ek moet net besef
dat God het my geroep, God seën my, hoe gaan ek iemand anders seën? Ek het daar gesit en te dink wat kan ek bydra? Watter van my dienste kan ek bydra? Wat kan ek doen om te help? So, terwyl jy geluister het, alles wat jy nou hier in jou emosionele brein het, en dit wat jy nou redeneer hier, stoot hom net oor vorentoe, want daai lop sit alles in perspektief. Wat is dit wat jy kan doen om iemand sy lewe beter te maak en 'n baie goeie nalatenskap agter te laat? Die mense wat in my beleid is al oorlede, maar die saad groei nog in die woud, ontskiet. So ek het klein begin, maar ek is nie meer een saad nie. Ons weet nie wat die impak is van dit wat ons gaan gee nie, gaan aanbied nie, maar God seën dit. So, maak nie saak wat jy doen nie, God seën dit, en God sien jou hart. Kan ek vir ons bid? Here, ek dank U vir oggend, dat ek deel mag wees van hierdie baba, wat gebore is vir oggend. Dankie Here, dat ek U goedheid, en die guns, en die genade, en die hoop, wat ander mense vir my gegee het. Dankie dat ek dit vanoggend weer kan beleef. U goedheid, U liefde, U hart. Ek bid vanoggend, Here, dat U hierdie nuwe geleentheid om 'n verskil te maak, dat U dit sal seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek bid, Here, dat U vir elkeen wat dienste sal aanbied, geld sal aanbied, dat U hulle sal seën, en vir die wat nie kan nie, Here, en wat dalk ook nog nodig het om geseën te word, dat U ook by hulle sal stil staan, en dat U ook mense sal gee wat na hulle hand sal uitreik. So seën ek hierdie geleentheid in die naam van Jesus. Ek wil iemand vir my kyk. Die Here seën jou en die Here beskerm jou. Die Here se genade is oor jou soos 'n groot sambreel. Sy vrede is elke dag deel van jou lewe. So lê ek die naam van die Here neer op jou lewe en die Here sal jou seën. Amen.